Ons sê hartlik goeiemôre aan Dr. Relief van der Spy wat met ons praat oor die skrif en sy praatjies lig uit die skrif. Goeiemôre Relief. Môre Willem, môre luisteraars. Relief, jy was oor die wêreld, jy was 'n bietjie Rusland toe, daar waar jy gewerk en jou Bybel vertaal, konsultante werk, miskien kan jy 'n woord daaroor sê. Maar vanmôre spesifiek praat jy oor iets wat ja, vir ons soos altyd in jou praatjies op met die eerste oogopslag al vreemd klink, maar die oomblik wat jy daaroor dink en besef jy eintlik het ek dit al gehoor en dit is oor God blaas. Ja, my tema vir die oggend is God blaas. Ja, ek kyk na sulke temas omdat ek baie in die Ou Testament en die Nuwe Testament werk met my vertaalwerk en dan wonder ek baie keer hoe die woorde ooreenkom of met mekaar verband het. En so dis eintlik nou wat nou gebeur het met hierdie konsultasie wat ek gedoen het dat ek agterkom. Ek het van tevore ook 'n praatjie gehad wat so uit die Ou Testament, Nuwe Testament die woorde vergelyk het. Nou verduidelik vir ons, waar kom jy daarin? Nou ja, luisteraars, daar's 'n paar plekke in die Bybel waar daar geblaas word. Onder andere God wat blaas, mense wat blaas, trompette wat geblaas word en so aan. Maar hierdie geblaasery het my nogal laat dink, Willem, ek weet nie, ek het nogal 'n bietjie met kleiosse gespeel toe ek klein is. Dat ons net gou oor hierdie punt praat, dan gaan ons voort. Het jy ooit regtig kleiosse gemaak? Ja, ek moet sê myne het baie swak uitgekom. Maar daar was ander kinders wat dit beter kon maak, so myne is miskien gehervorm, maar ons het gemaak, ja, en ons het hulle ingespan. Ja, en het jy al ooit gewens hulle sou kon loop? Maar sou as jy nou asem lewendig kon plaas, sou dit nie oulik gewees het nie. Dit sou wonderlik gewees het. Ja. Ja, en luisteraars, ek weet nie, miskien het jy ook al 'n kleios gemaak of iets van klei gemaak en vir klein mannetjie gemaak en gedink, "Joe, as hierdie mannetjie kan lewe, sal dit wonderlik wees." Maar weet julle, Hmm. dis nogal wat my die Bybelse skepingsverhaal het my nogal hieraan laat dink. En ek sal dit net nou 'n bietjie uitlig dat God eintlik die mens uit die grond gemaak het, net daar staan hy het die Adam gemaak uit die Adama. So hy het die mens gemaak uit die grond. Die woord grond is Adama. En hierdie hele konsep van God het die mens uit die klei gemaak, uit die nat grond gemaak. Het my nou aan hierdie blaasery ook 'n bietjie laat dink. Toe ons was amper soos 'n klein mens. Ja, o ja, ons is amper soos 'n skepper wat iets geskep het. Want ons het iets gemaak en dit het gelyk of die goedjies sou kon lewe. Ja. Goed. Maar met die blaasery van God in die Bybel is daar twee interessante konsepte, aspekte. Dis die een kant blaas God en dis die nuwe begin van die lewe. Op 'n ander plek blaas God en dis die begin van die nuwe lewe. Ek herhaal dit gou weer. Die eerste blaas waarna ons gaan kyk is die nuwe begin van lewe. En later in die Bybel sien ons daar's die begin van die nuwe lewe as God se asem weer in mense geblaas word. Hmm. Goed. Nee, nou begin dit al vir my meer bekend raak, hierdie Ja. Nou van God. die eerste natuurlik God blaas op Adam. So dit is die nuwe begin van lewe. Dis die splinte nuwe keer, eerste keer dat daar lewe gekom het. Maar die tweede keer wat God op mense geblaas het, het hy aan die lewende mense nuwe lewe gee. En dit is Jesus, God Jesus blaas op die disippels. So ons gaan vanoggend eerstens net na hierdie twee voorbeelde kyk. God blaas op Adam en God blaas op die disippels. Wil julle nie saam met my blaai nie, net na een versie uit Genesis uit nie? Genesis 2 vers 7. Genesis 2 vers 7. Net daardie een versie. Willem, as jy vir ons kan lees, sal ek baie bly wees. Genesis 2 vers 7 waar dit gesê word hoe God dan op die mens blaas. Die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas
sodat die mens 'n lewende wese geword het. Ja, goed, hoe het God die mens gemaak? Uit die stof van die aarde. Nou, hier's interessante woordspele hier, stof van die aarde. So daar word tog gesê ons is uit stof en ons keer terug na stof toe. Maar as jy die stof nat maak, word dit klei. En daaroor het ek aan die klei osse gedink. Ja. Mm. En hierdie klei mannetjie, ek weet nie hoe groot was hy nie, maar seker lewensgroot. Was lewensloos geweest en God het op hom geblaas sodat hy 'n lewende wese geword het. So dis interessant, né? God se asem gee lewe. Dis want as jy asemhaal en as jy ophou asemhaal, blaas jy die laaste asem uit. Jy blaas nie meer jou asem nie, jy lewe nie meer nie. So die asem is die lewe. En dit is wat belangrik is hier, dat God in die begin besluit het om vir ons lewe te gee deur op ons te blaas, sy asem op ons te blaas. Ja, ja, baie mooi, baie kragtig, nee. Dis sy gees, sy asem in ons mense. Ja. En Willem, ja, jy amper verspreek jou, maar dis eintlik korrek. Dit is sy gees in ons. Luisteraar, ek weet nie of jy weet nie, ek het dit ook al gesê lank gelede. Die Hebreëse woord werk net soos die Sotho woord vir wind en gees. So in Sotho is moya wind, maar moya is ook gees. In Hebreëus is ruach wind en ruach is gees. So as God wind in jou blaas, blaas hy ook gees in jou. So as God sy wind in jou blaas, blaas hy sy gees in jou. Ja, nee, baie dankie, dis baie mooi. Ja, maar dan gaan ons nou ook kyk bietjie na die Nuwe Testament toe. Nou, julle weet ook al, ek sê so baie dinge so baie keer, die hele Ou Testament is omtrent in 250 voor Christus in Hebreëus vertaal. Van die Ou Testament, ekskuus, die Hebreëus is in Grieks vertaal. Die Ou Testament is in Hebreëus geskryf en is in 250 voor Christus het hulle begin om die Hebreëse Ou Testament in Grieks te vertaal, want die mense het nie meer so baie Hebreëus gepraat nie en dat ook baie Grieke en ander mense bygekom wat nie Hebreëus geken het nie. En toe is die Ou Testament in Grieks vertaal. En hierdie gedeeltjie van Genesis 2 vers 7, daardie Hebreëse woord nafag wat blaas beteken, is in Grieks vertaal met empsisao. Empsisao is die Griekse woord vir die Hebreëse vertaling van nafag wat blaas beteken. Nou hierdie selfde woord, ek sê dit as agtergrond, want hierdie selfde woord kry mens dan in Johannes 20 vers 19 en 22. Johannes 20 vers 19 en 22 kom die woord empsisao ook na vore. En dit is hier waar Jesus op die disippels blaas. Willem, sal jy vir ons dan Johannes 20 vers 19 tot 22 lees, die verhaaltjie van Jesus wat op die disippels blaas. Dit was al laat waar die disipel vergader het. Ekskuus Willem, Was gesluit. kan jy net oorbegin? Die klank was net sleg, die internet was sleg geweest. Begin net weer asseblief. Dit was al laat die aand op daardie eerste dag van die week. Die deure waar die disippels vergader het, was gesluit uit vrees vir die Jode. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. Die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Jesus het toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Ja, 'n paar interessante dinge. Is natuurlik na die opstanding. Hulle het nie geweet waar Jesus is nie en nou kom hy en hy wys met sy hande en alles dit hy is. En dan kom hy in vers 22 en daar staan en nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle. En Willem, wat kry hulle dan as Jesus op hulle blaas? Wel, dan is dit die Heilige Gees. Ja, daar staan ontvang die Heilige Gees. Maar hy is letterlik
hy blaas op hulle en hulle ontvang die heilige asem, die heilige wind. Dis wat hulle gekry het. God se wind. Soos Adam en Eva het God se wind, God se asem, God se gees gekry om die natuurlike lewe te lewe toe hy op hulle geblaas het. Maar as die God Jesus op die disippels blaas wat lewende mense was, dan wil hy hulle nie lewend maak in die fisiese sin nie, maar hy wil 'n nuwe lewe gee. Die lewe. Nou, op hierdie nuwe trant, kom ons vat so 'n oombliekie en ons luister na 'n stukkie musiek en dan praat ons nou verder. Goed, goed, rustig. Luisteraars, ons praat met Dr. Roelie van der Spy en sy tema is God blaas. En sopas het hy vir ons ook gelees daar waar Jesus die gees geblaas het op sy disippels en hulle het dit ontvang deur die blaas van die Here Jesus. Asseblief Roelie, gaan voort met jou verduideliking, want dit is baie interessant. Eintlik is dit wesenlik belangrik om te weet hoe kry ons die lewe en ook dan die nuwe lewe. Ja. Ja, so ons het nou in die Ou Testament gelees, God blaas die lewe in Adam en Eva. En dan in die Nuwe Testament, God blaas en gee vir die disippels die nuwe lewe. Maar luisteraars, daar's nog twee ander voorbeeldjies wat ek gou wil uitlig. En dit kom uit die Ou Testament uit, van waar daar geblaas word. Nou, die eerste is eintlik baie interessant, né? Dit kom uit Jesegiel 37 uit. So, onthou jy wat het gebeur in Jesegiel 37? Daar het 'n klomp dooie bene gelê, geraamtes. En daar's gesê dat daar op hierdie bene geblaas moet word. Willem, kom ons blaai dan na Jesegiel 37. Ons gaan van vers 7 tot 9 lees. So dis nou hier in die Ou Testament waar God met die profeet Jesegiel praat en vir hom sê, en dit is nou 'n metafoor, 'n beeld van Israel wat dood is, van gelowiges wat dood is en hulle moet eintlik nou ook nou 'n nuwe lewe kry. So ek lees vir ons Jesegiel 37 vers 7 tot 9. Is nou Jesegiel wat praat. Ek het geprofeteer soos ek beveel is. Daar was 'n geluid net toe ek profeteer, 'n geratel. Die beendere het nader aan mekaar beweeg, been na been toe. Ek het gekyk en souwaar aan hulle is daar senings en vleis kom tevoorskyn. Vel is bo oor hulle getrek. Maar daar was nog geen asem in hulle nie, né? Baie interessant. So hulle het alles gehad wat hulle moes gehad het om mens te wees, maar daar was nog geen asem in hulle nie. Geen lewe in hulle nie. Dan sê vers 9. Net soos Adam, nee, as hy klaar van stof gemaak is, dan jy het gesê hy is waarskynlik mensgrootte. Ja. En dan al wat hy kort is lewe. Asem. Al wat hy kort is asem om te lewe. Ja. Ja. En dis ook wat hierdie beendere gekort het. Vers 9 sê dan: God sê toe vir my: profeteer vir die wind. Maar praat met die wind. Profeteer, mensekind, en sê vir die wind: so sê my Heer, die Here. Wind kom uit die 4 windrigtings. Nou net interessant, hier waar staan profeteer vir die wind. Daar staan letterlik in die Hebreëus profeteer, praat met die ruach. Nou ruach kan gees beteken. Praat met die gees en sê vir die gees. Nou hierdie gees moet uit die 4 windrigtings uitkom en daaroor is dit nou seker korrek om te sê dis wind. Sê vir die wind hy moet uit die 4 windrigtings uitkom en blaas in hierdie dood gemaaktes sodat hulle kan leef. So dis wat hierdie profeet Jesegiel dan vir die wind moet sê.
Wind, kom uit al die vier rigtings en blaas in hierdie doodgemaaktes, sodat hulle kan leef, sodat hulle kan asem hê. Ja, so nog 'n interessante voorbeeld waar God dan blaas deur middel van die profeet om die wind die blaaswerk te laat doen, sodat daar lug, wind en asem in hierdie doodsbeendere kan kom, sodat hulle kan lewe. En jy het dit byna so geheimsinnig gelees, ek weet nie wat die regte woord is nie, daar in die begin, die bene wat nader kom, die geratel, en ek dink dit was waarskynlik 'n baie, uh, Dramaties. ja, en ek wil amper sê benouende iets, jy weet, as jy sien hoe bene nader kom, want die gedagte aan bene wat beweeg het daarom 'n baie spookagtige gedagte. En waarskynlik was dit ook dan iets wat 'n mens nie kan hanteer of beskryf nie of verklaar nie. Ja, beslis, ja. So hierdie wind het as God se instrument opgetree om God se asem uh in die dooie bene in te blaas, ja. Ja. So selfde Hebreëse werkwoord napag om te sê dis 'n wind, dis asem, dis die gees van God wat in hierdie doodsbeender gekom het. Maar ek wil nog na 'n ander profeet toe gaan, die profeet Micha. Dis die laaste klein voorbeeldjie dan wat ek wil lees, waar daar weer van wind gepraat word. Nou Willem, ek weet daar in die Oos-Vrystaat was daar nou 'n paar keer 'n soort van orkaan of 'n ding waar die wind omtrent alles weggewaai het. Is dit nie so nie? Ja, Nou daar waar hy ons deurgegaan het, lekker verwoesting gesaai, ja. Ja, ons sê nou die wind waai, maar ons sê ook ja, die wind blaas, dit blaas alles weg. As jy 'n Hmm, waaier aansit en blaas die wind alles weg. Nou hmm. so die wind word ook negatief gebruik per geleentheid. En dit sien mens dan in Haggai, daai klein profeetjie daar in die agterste deel van die Ou Testament. Haggai, hoofstuk 1 vers 9. As God blaas, dan blaas hy weg, staan daar in Haggai 1 vers 9. Willem, sal jy vir ons asseblief Haggai 1 vers 9 lees? Julle verwag baie, maar kyk, julle kry bloed weinig. As julle iets huis toe bring, blaas ek dit weg. En waarom? Omdat my huis 'n bouval is, terwyl elkeen van julle rondhardloop vir sy eie huis. Dit is die uitspraak van die Here, heerser oor alle magte. Ja, maar ek dink ons moet die konteks verduidelik. Ons moes dalk die konteks eers verduidelik het. Onthou die volk Israel het nie na God geluister nie. Hulle is in ballingskap weggevoer en wat het met die tempel gebeur op daai stadium? Die En hy is tempel vernietig. is verwoes, hy's vernietig, hy's platgeslaan, daar was niks nie. En toe kom hierdie mense nou na 70 jaar terug. En dis een van die dinge wat ons nou vertaal het in die afgelope week daar in die Russiese wêreld. Jesaja 53, 54, 55, daai baie mooi stukke wat daar eintlik gesê word hoe God vir Kores die gesalfde genoem het. Hy het hom gesalf met sy gees sodat hy kan optree as instrument om Israel terug te bring. En wat toe, Hy het toe hom gebeur? hy het hom sy dienaar genoem as een van my dienaar Kores, jy Ja. weet. En gesalfde Willem, nie net dienaar nie, maar Ja, gesalfde dienaar. ja. Ja. En En luisteraars, dan besef 'n mens almal is in diens van die Here. ja, en luisteraars wat interessant is, daardie woord gesalfde is woord Messia. Daar staan letterlik in Hebreëus, ek sal my Messias Kores, die gesalfde, die knegg, sal vir my kom werk, maar dis 'n ander onderwerp. Ja. Ja, goed, maar toe kom die volk Israel terug. En wat kom doen hulle? Wat gaan jy doen as jy nou weggejaag was vir 'n baie lang tyd en jy kom terug na jou plaas toe en al jou goed en die goed is vervalle? Jy gaan seker ook soos die Israeliete rondhardloop vir jou eie huis om jou eie huis te bou, né? Dis tog wat hier staan. En dan sê God vir die volk Israel: "Julle hardloop net na julle eie huise toe, maar my huis is verwoes. So ek gaan julle huise wegblaas." So is dit nie mooi nie. Interessant nie. Hmm. Kom ek lees gou weer dan hierdie Haggai 1 vers 9 nou dat ons die agtergrond 'n bietjie beskryf het.
Julle verwag baie, maar kyk, julle kry bloed weinig. As julle iets huis toe bring, blaas ek dit weg. En waarom? Omdat my huis 'n bouval is, terwyl elkeen van julle rondhardloop vir sy eie huis. Dit is die uitspraak van die Here, die heerser oor alle magte. Ja, so hulle het gehardloop om hulle eie huise te bou, maar die huis van God het hulle nie gebou nie. En God sê, ek gaan dit wegblaas. Is dit die beginsel wat ons maar kry in die hele Bybel, dat die Here wil hê ons moet hom eerste stel met Ja, alles? dit is so, dit is beslis so. En ten minste om onthou, dis asof die volk vir God vergeet het. Hulle is in elk geval in ballingskap weggevoer omdat hulle hom vergeet het. En nou word hulle teruggebring en hulle vergeet hom nog steeds. Hulle het nog nie besef hulle moet hom eerste plaas nie. Hm, Heerlik maar moeilik. Ja, dit is maar moeilik vir ons as mense om altyd vir God te onthou en hom altyd eerste te plaas. Maar ja, voor ons by die volgende gedeelte kom ons vat 'n blaaskans. Blaaskans. Na die blaaskans, kom ons praat verder met Dr. Rulie van der Spy en sy tema vanoggend is God blaas. Ja, ja, luisteraar, ons het na hierdie twee voorbeelde die Ou Testament gekyk, wat een negatief en een positief is, né? Die positiewe is hy blaas die nuwe lewe in die doodsbeenere, dat hulle lewe en gees het, maar dan blaas hy ook die dit weg wat die mense wil bou voordat hulle die huis van God bou. En dis eintlik maar al wat ek vanoggend wil sê. Dit is wat ons moet aandink. Dat daar iets is wat God in jou wil inblaas. God wil ook nuwe lewe in jou inblaas. God het reeds vir jou die asem ingeblaas om te kan lewe. Dis hoekom jy lewe, dis hoekom jy kan hoor wat ek sê. Maar was jy teenwoordig toe God die lewensasem in jou oor jou wil blaas? En as jy nie teenwoordig was nie en nie vir God eerste stel nie, dan is ek bang dit gebeur wat in Micha staan, dat God jou gaan wegblaas of jou goed gaan wegblaas. En dis dan maar waaroor ek wil afsluit. En ek dink as ons aan Kersfees dink ook, wat nie meer baie ver is nie, moet ons ook hierdie prinsip onthou. Ons moet vir God ook eerste plaas of binne-in plaas in ons Kersfeesvieringe. Ek het gesê Kersfees is nie 'n Bybelse fees nie, wat in die Bybel voorkom nie, maar ons vier ten minste Jesus Christus as verlosser in ons Kersvieringe. Hy wat die nuwe lewe gebring het. En as jy nie die nuwe lewe wat God inblaas in jou Kersfeesvieringe inblaas nie en in jou lewe inblaas nie, kan God dan ook vir jou en vir my sê, soos hy in Micha vir die volk gesê het. Solank my huis verwoes is, my teenwoordigheid verwoes is, gaan ek ook julle huise en julle goed wegblaas of straf of vir julle laat swaar kry omdat julle my nie eerste stel in julle lewe nie. En hierdie nuwe lewe wat jy van praat, dit is as ons wedergebore word, nê? Dit is reg, ja. Ja, ja, God het gewone lewensasem in Adam en Eva geblaas om te kan lewe. Maar in die bene het hy ek wil sê beide gedoen. Hy het die lewensasem maar ook die geestelike lewe geplaas. Hy het in die disippels ook die geestelike asem, die geestelike lewe ingeblaas dat hulle geesvervuld kan lewe. En dit is wat ons vir onsself moet vra. Het God lewensasem van die geestelike lewe, die nuwe lewe ook in my lewe geblaas? Was ek oop dat God vir my kan asem gee? Nuwe lewe asem. Ja, dankie Rulie, want ons wil elkeen graag hê dat ons naam moet in die boek van die lewe geskryf staan.
En as jy nie die nuwe lewe het nie, dan het jy ook nie 'n verwagting om jou naam in die boek van die lewe te sien of te hoor nie. Ja. Ja, 'n laaste woord en as jy dalk vir jou kontaknommer wil gee dit gerus. Ja, my kontaknommer is 074 419 8353. Mag God in jou lewe en in jou Kersfeesvieringe die nuwe lewe, die gees van God inblaas, sodat jou Kersfees, jou lewe 'n lewende fees sal wees tot eer van die lewende Here. Seën vir een van elkeen van julle. Dankie Roelie, tot 'n volgende keer.